Hierdie een enkele vraag bepaal eintlik jou hele lewe, wie God is. Daar's niks meer waardevol as om die antwoord tot daai vraag te ontdek nie. Jy sien, daar's baie goed wat jy op aarde kan leer, wat jou lewe op aarde nogal baie sal beïnvloed, maar hierdie vraag beïnvloed nie net jou lewe op aarde nie, hierdie vraag beïnvloed ewigheid vir jou. En Moses was 'n man wat 'n diep pad saam met die Here gestap het. Maar selfs Moses, na die brandende bos, en na die 10 plaae en die wonderwerke en die Rooi See wat oop zip en almal daar deurstap, en die Egiptenare daar verdrink, na al daai gebeurtenisse, kom hy op 'n plek waar hy sê, Here, wys vir my wie U is. In Eksodus 33, en hy gebruik so 'n bietjie ouer Afrikaans daar. Hy sê, Moses sê toe, toon asseblief U heerlikheid aan my. Nou ons praat nou nie vandag meer so nie. Ek gaan nou nie noodwendig sê, toon asseblief U heerlikheid aan my nie, maar wat Moses hier vra is, hy sê, Here, wys vir my wie U is. Ek wil U sien in U volheid, in U heerlikheid. Wys vir my hoe U lyk. En God antwoord hom en hy sê, ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan. Jy sien, in God en Moses het 'n baie naby pad gestap. En een van God se naby vriende vra vir hom, Vader, wie is U? En God se antwoord is, ek sal vir jou goedheid wys. Ek sal my goedheid by jou laat verbykom, want in essensie is dit wie God is. Toe Jesus die ryk jong man raakloop in sy bediening, toe noem die ryk jong man vir Jesus goed, en Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Daar is net een wat goed is, dit is die Vader. En toe Moses sê, ek wil U sien, Vader, vir wie U is. Toe sê die Vader vir hom, ek sal my goedheid vir jou wys. Johannes, wat die disipel was vir wie Jesus baie lief was, die een wat by die laaste maaltyd reg langs Jesus gesit het en met sy kop op sy bors gelê het, daai disipel sê, hierdie is die boodskap wat ons van hom ontvang het, wat ons ook aan julle oordra, en dit is, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. God is goed. Hy is altyd goed. Hy is net goed. En enige journey met God begin by daai waarheid. Die wegtrekpunt van 'n lewe saam met God is om te besef dat hy goed is. Jy weet, baie keer wanneer ons met ons kinders werk, dan wil ons vir hulle leer hoe 'n pad saam met die Here lyk. En ons begin by, jy moet hierdie, en jy moet daai, en jy moet nie so nie, en jy moet so. En eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike teks. En ons het al hierdie raad vir ons kinders rondom hoe hulle die Here behoort te dien, maar wanneer God self praat oor 'n pad saam met hom, dan sê hy die wegtrekpunt. Die beginpunt is vir jou om te sien dat ek goed is. 'n journey saam met God begin daar. En Paulus homself maak sy eie God is sinnetjie vir ons klaar. In Romeine 2 vers 4. Ek wil hom vir jou lees. Hy maak sy God is sinnetjie so klaar. Hy sê God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Wat Paulus hierso sê is dat as ek en jy nog nie besef het dat God goed is nie, as ek en jy nog nie raak gesien het dat hy ons lief het en dat hy 'n groot ontferming oor ons het nie, dat hy 'n besorgdheid oor ons dra nie, dan het die pad vir ons nog nie begin nie. Want dit is hoe God ons na homself toe wil trek. Dit is hoe God ons na 'n verhouding met hom wil bring, is deur sy absolute goedheid en om dit te kan aanskou. Maar daar is 'n probleem met goedheid. Die probleem met goedheid is die volgende. Dis onmoontlik om goedheid genoegsaam te beskryf. Dit maak ook nou eintlik nie saak hoe gevleuel my woorde nou vanoggend raak nie. Dit is nie moontlik vir my om die goedheid van God aan jou oor te dra. Genoegsaam dat dit vir jou sin maak nie. Genoegsaam dat daar vir jou lewe in dit is nie. En ek het eintlik vanoggend ietsie saamgebring, sodat ek net vir jou 'n bietjie kan illustreer hoe dit nou vanoggend voel om ek te wees. Hoe dit vanoggend voel om ek te wees, is soos hierdie.
Ek het vanoggend hierdie sjokoladekoekie gekoop. Daar by Tannie Wolly, net so om die hoek van my huis. En toe ek die kontantstrokie aanskou, toe besef ek die stukkie koek was in die privaat skool. Jy moenie hierdie stukkie chocoladekoek so vlak kyk nie. Hierdie is 'n kwaliteit stukkie chocoladekoek. Inteendeel, my bankrekening reken, daar's nie beter chocoladekoek as hierdie in die Wes-Kaap nie. Daar staan hy. Chocolate, ewen nogal so snorkie op vir Vadersdag, die hele storie. En my werk is nou vanoggend om hierdie chocoladekoek hier aan te bring en dan 'n stukkie af te sny. Hoe moet ek dit sny so? En dan, as ek nou my stukkie uit het daar, dan moet ek nou proe aan hierdie ding. En dan moet ek nou, dis kwaliteit, kyk Tannie Wolly weet wat ek doen. Hulle wel werk tot Tannie Wolly, hulle moet by hulle gaan eet. Maar nou is dit my werk, om die ding te smaak. Dis my werk om die ding te proe. En dan, op een of ander bonatuurlike merkwaardige wyse, hierdie smaak en ervaring so aan jou oor te dra, so aan jou te verduidelik, dat jy dit self ook besef. Dat jy dit self ook proe. So maak nou toe jou oë en dan gebruik ek nou my uitgebreide woordeskat en ek probeer vir jou verduidelik hoe ongelooflik dekadent daardie heerlike suiker en gluten. Kyk, jy kan nie verkeerd gaan met gluten en suiker nie. En die karamel, en nou moet ek woorde vind om hierdie ervaring aan jou oor te dra, maar die waarheid, en wat ek nog kan doen, is ek kan ons nou vir iemand anders ook 'n happie gee. Wat vir daai happie? Nou is ons ten minste al 2, wat weet hoe hierdie koek proe. Nou is ons ten minste al 3, wil jy happie? O nee, hierdie ou eet mos vreeslik gesond, jy bly nie so dun vir sommer net nie. Maar die feit is, nou het ek dan nog 'n ou, en nog 'n ou, wat 'n ervaring het, maar in 'n sekere sin is dit hoe ek week vir week voel. Jy weet, die groot ding van 'n pastoor, en jy kan eintlik 'n pastoor se lewe opsom met een sinnetjie. Sunday is coming. Sunday is coming. So elke liewe maandagoggend weet ek vir 'n feit, oor 'n paar slaapies het ons weer 'n Sondag, en ek moet reg wees vir Sondag. So wat ek doen is, ek spandeer tyd by die Here, en ek kom in sy woord, en ek kom voor sy aangesig, en ek ervaar hom. Ek ervaar sy goedheid, ek ervaar sy liefde. Hy praat met my oor jou. Mooi goedjies, sê hy vir my, en ek geniet sy teenwoordigheid, en dan moet ek hier instap, en ek moet op een of ander manier dit probeer oordra, en uitdruk in woorde, maar dit is nie iets wat uitgedruk kan word in woorde nie, want woorde is eenvoudig net te min om die goedheid van ons God uit te druk, om die goedheid van ons God te beskryf. En Dawid verstaan hy ding. Hy skryf in Psalm 34, vers 9. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. En ek is mal oor die Engelse translation, daar die Engelse vertaling sê, oh, taste and see that the Lord is good. Jy sien, Dawid het hierdie selfe moeilikheid gehad. Dawid sit in 'n grot. Dawid maak 'n beer dood met sy kale hande. Dawid pas die skape op. Dawid speel sy harp. Dawid ervaar iets van 'n God wat so goed is. En dan kom hy terug na die volk toe en hy wil dit vir die volk uitdruk, maar hy sê, ek kan eenvoudig nie. So wat ek vir jou het is 'n uitnodiging. Dis al wat ek vir jou het is, taste and see that the Lord is good. Kom toets, kom ondervind, kom beleef self, want ek kan vir jou alles vertel van hierdie stukkie koek, en jy ken vir Woolies, daar's 'n lys so lank soos my arm, van alles wat daarin is, tot persentasies toe, hoeveel kakao, en hoeveel suiker, en ek kan vir jou verduidelik, die suiker, en die kakao, en die snorkie, en die teksture, en ek kan aangaan, maar die waarheid is, jy proe nog niks, want jy het dit nie ervaar nie. Jy was nie deel daarvan nie. En so werk die goedheid van die Here ook. Dit moet ervaar word. Dit moet geproe word.
Dit moet geleef en beleef word. Die vraag wat ons vir mekaar het vanoggend is, hoe beleef ek dit? Die antwoord is eintlik bitter eenvoudig. Een sinnetjie. Soek die Here. Soek die Here. Maak vir hom tyd. Maak vir hom plek. Vee jou skedules skoon. Maak 'n commitment met jouself dat jy nie maandagooggende net uit jou kar uitspring by die werk nie, maar dat jy 15 minute daar sit en sê, Here, hierdie week behoort aan U. Maak 'n commitment met jouself om as dit dan nou moet op die troon te sit en te sê, Here, U weet hoe besig ek is. Ek het nie ander tyd nie, maar hier kan U met my praat. Soek die Here. Dis die antwoord vir hoe ek en jy sal weet dat hy goed is. Dis die antwoord van hoe ons hom sal beleef. En inteendeel is dit die rede vir ons bestaan. Inteendeel is dit die doel waarmee God ons geskep het. Handelinge 17 sê, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat almal lewe en asem en alles gee. Vers 26, uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. En vers 27, jou skepingsdoel, hier kom dit nou, God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind, hy is nie ver van enige een van ons af nie. Deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Dis die rede vir ons bestaan. Hoekom ek en jy geskep is om God te soek, hom te ontdek, sy goedheid te smaak, dit te beleef en dit te gaan uitdra teen 'n wêreld daar buite wat honger is vir hom. Maar as ek en jy hom nie soek nie, as ek en jy nie vir hom tyd maak nie, dan mis ons uit op ons skepingsdoel. En daar is hoeveel mense wat week na week wakker word en sê, daar hang 'n donker wolk oor my. Ek voel so doelloos. Ek voel, daar's nie rede vir my om uit hierdie bed uit op te staan nie, en as ek nie die pilletjies op die bedkassie gou genoeg gryp en sluk nie, dan kan ek nie hier opstaan nie, want ek het my lewensdoel gemis, en ek is oortuig dat 'n deel van die antwoord lê hierin, want in 'n sekere sin het ons almal dieselfde lewensdoel. Ons het dieselfde lewensdoel, is om God te soek, hom te ontdek, en hom te proe, hom te ervaar vir onsself. Nie net op 'n oorlewering van ouma of oupa of dominee of kerkraad of ouderling of pastoor nie, maar self, ek weet wie U is. Ek het U ervaar en U is goed. God se belofte is, wanneer ek en jy na hom soek, dan reageer hy. Dis merkwaardig vir my. Ek kan nie verstaan dat 'n God wat die heelal bestuur, tyd in sy dag sal hê vir my nie. Maar hy sê, as jy tot my nader, dan sal ek tot jou nader. As jy my kom soek, dan sal jy my vind. Jeremia 29, is eintlik mos op al wat 'n koffiebeker is, maar ons moes net 'n bietjie verder aangelees het, want vers 12 sê, julle sal my aanroep en kom, en tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en my vind, as julle met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. En die uitnodiging van God, teendeel die belofte van God, is dat ons hom sal vind. Die belofte van God is, as ek en jy vir hom 'n naweek gee, dan gebruik hy daai naweek. As ek en jy vir hom 'n oggend gee, dan gebruik hy daai oggend. Jesus self het dit gesê, Matteus 7, vers 7 sê, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. God se teenwoordigheid is vir ons beloof. En die waarheid is, jy geniet soveel daarvan soos wat jy verkies.
Daar's nie min van God se teenwoordigheid in jou lewe, omdat daar min van God se teenwoordigheid vir jou beskikbaar is nie. Daar's min van God se teenwoordigheid in jou lewe, want jy het min geklop. Jy het min gevra. Jy het min gesoek, want elkeen wat klop en elkeen wat vra en elkeen wat soek en elkeen sal kry. God se belofte is oop en dit is wyd. As jy tot my nader, dan sal ek tot jou nader. En wat wil hy vir jou wys? Wat wil hy vir jou wys as jy tot by hom gekom het? Wil hy jou Samir aanstel as knegg en sê, right, nou werk jy vir my en jy gaan die wêreld 'n beter plek maak? Ek dink as jy so dink jy te veel van jouself. Ek en jy gaan nie die wêreld vir God verbeter nie. Ek en jy gaan nie vir God 'n uitmuntende knegg wees wat al sy probleme oplos nie. Hy het nie probleme nie. So waarom roep hy my so in? Waarom trek hy my so nader? Waarom hinker sy hart na my? Hoekom nooi hy my so uit? Hy nooi jou so uit sodat jy sal sien dat hy goed is. Hy nooi jou so uit sodat jy sal ontdek waarvoor jy geskep is, om hom te soek, om in verhouding met hom te staan, om hom te ken, om hom te ervaar, om eintlik, om dit so blaatant te stel, die houertjie van sy liefde te word. Dis hoekom hy jou gemaak het. God het nie die mens gemaak omdat hy enige iets nodig gehad het nie. God het nie die mens gemaak sodat ek en jy 'n positiewe bydrae kan maak tot die samelewing nie. Hy kon die positiewe bydraes wat hy wou maak op sy eie maak. Hy kon hulle self maak. Hy het die mens gemaak om verhouding met hom te geniet. Hy het die mens gemaak dat die mens hom sal soek. En jy sien dit in Eden. God maak vir Adam en vir Eva. En hy maak die diere en hy bring die diere vir Adam om hulle name te gee. En Adam noem die name, hy noem al allerlei goedertjies. En kort daarna kom hy agter, daar's nie een wat soos hy lyk nie. En die Here sê, dis nie goed dat hy alleen is nie. En die Here maak vir hom 'n vrou. Die eerste ding wat hy uitkry is, wow. Wow man, daar's dit nou. Die Here het vir hom 'n vrou gegee. En die Here het die tuin geplant. Die Here het al raak gelees? Adam het nie daai tuin geplant nie. Die Here het daai tuin geplant. Die Here het nie vir Adam gemaak sodat Adam die tuin kan oppas nie. Dink jy God kan nie 'n tuin oppas nie? God kan 'n tuin oppas. God het daai tuin self geplant. God het hom geplant. God het die bome daar neergesit en God het die goed laat vrug dra. En Adam se opdrag was hierdie: wees my seun. Wees myne. Wandel saam met my in die aandwind rond. Vertel vir my van al hierdie goed wat ek gemaak het, waarmee het jy vandag gespeel? Wat het jy gedoen? Wat was vir jou lekker? Waar het jy iets gesien van my karakter en my goedheid? Waar het jy iets ontdek wat jy nog nie van tevore gesien het nie? Die opdrag was die: kom wees myne. En daai opdrag is nog dieselfde tot vandag toe nog. Maar ons raak so vasgevang in religion. Ons raak so vasgevang in godsdienst dat ons dit wil afbreek na 'n plek van jy mag nie lelik praat nie. En jy mag nie wyp nie. En jy moet vir die ouetjie by die straat geld gee. Ons wil dit afbreek tot sulke reëls, maar wat God sê is, ek het jou nie hier gesit om goedjies vir my te doen nie. Ek het jou hier gesit vir verhouding. Kom soek na my. Kom soek na my. En ek wil vir jou sê, daar is geen plek in die wêreld waar jy vervulling kan ervaar, soos wanneer jy net soos 'n klein kindjie voor God kom, net vir hom kom sê, ek is hier. Ek is hier. En om toe te laat om met jou te praat nie. Maar ons trek weg. En ons gaan op 'n selfverbeteringsprogram. En ons dink by onsself dat as ek nou klaar opgehou vloek het en ek nou klaar opgehou drink het, die Here het mos natuurlik niks van dit gesien nie. En ek het myself lekker verbeter. En toe maak ek 'n vinnige draai en ek sny in sy teenwoordigheid in en ewe skielik is sy arms vir my oop, want nou is ek uitgesort. Dis nie wat God vra nie. Dis nie wat God wil hê nie. Sy uitnodiging is hierdie: kom proe dat ek goed is. Kom proe dat ek vir jou 'n God wil wees. Kom proe dat jy nie alleen deur hierdie lewe hoef te gaan nie. Kom proe dat jy nie eintlik die medikasie of die alkoholiese versnaperingkie nodig het om te kan gesels nie.
kom proe dat ek nader aan jou is as wat jy kan imagine. Jy het nie die pornografie nodig vir intimiteit nie, ek is alles wat jy nodig het. Jy het nie die valse vorme van sekuriteit en identiteit nodig nie, ek is alles wat jy nodig het. Ek kyk nou die dag so 'n stukkie van Shrek, en Shrek en Donkie loop so in die woud in, en nou Donkie raak heel paniekerig, hy raak bang, en Shrek sê vir hom, I am scarier than anything that we will find in this forest. En so voel ek as ek saam met die Here loop. Die Here is groter as enige ding wat ons gaan encounter in hierdie woud. Die Here is meer as enige ding wat teen ons kan kom op hierdie aarde. Wees net by hom. Wees net by hom. En prakties is dit so eenvoudig soos ek maak 'n bietjie tyd vry in my skedule. Ek sit 'n oombliekie neer in elke dag waar ek met die Here gaan connect. Ek sit 'n oombliekie neer waar ek tot hom gaan nader in gebed. En wat is sy belofte wanneer ek tot hom nader in gebed? Sy belofte is 1, hy hoor my, en 2, ek sal hom vind. Ek maak 'n oombliekie waar ek my kamerdeur toetrek en waar ek hom soek. Matteus 6, vers 6 verduidelik Jesus, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dink julle nie, dis een van die goed wat ons moet ondersoek nie. Dink julle nie, dis een van die goed wat ons moet probeer nie. Ek sê, try het net. Ek is nou nie bekend vir my prosperity gospel preaching nie, maar elke nou en dan lees 'n ou so ietsie, en al wat ek vir jou wil vra is, try het net. Kyk net, of dit nie dalk waar is nie. Trek in jou binnekamer. Maak die deur toe, bid tot God wat jy nie kan sien nie, want hy sal jou beloon. Hebreërs 11 het 'n soortgelyke sentiment. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Die uitnodiging en die doel vir ons bestaan is om God te leer ken. Dit is hoekom ons gemaak is. Dallas Willard is 'n baie slim ou teologiese oomie. Hy is nou al oorlede. Maar hy het 'n baie treffende frase wat hy gereeld gebruik. Hy sê, die doel is nie om in die hemel op te eindig nie. Die doel is om die tipe mens te word wat dit daar sal geniet. The aim is not to end up in heaven, the aim is to become the kind of person that will actually enjoy it there. En wat gaan maak dat ek en jy die hemel geniet? Weet jy wat gaan maak dat jy die hemel geniet? 'n liefde vir God se teenwoordigheid. 'n liefde vir die God wat daar heers. 'n liefde vir die God wat daar op die troon sit. Ek laat my nie vertel, jy vermy die Here se teenwoordigheid. Suksesvol. Vir 25 jaar mis jy al wat 'n klein groep en al wat 'n kerkbyeenkoms is, en jy vermy sy teenwoordigheid, maar dan ewe skielik eindig jy op in die hemel, en nou skielik is dit vir jou lekker in sy teenwoordigheid nie. A tree falls in the way that it leans. As ek en jy die hele tyd wegleen van God se teenwoordigheid af, en nooit eers 'n ou dag, so oombliekie, se minuut, se tydjie vir hom maak nie, as ons hele tyd wegleen en wegskram uit sy teenwoordigheid uit, en dis ons helling, dis ons lê, waar dink jy gaan ons val? A tree falls in the way that it leans. As ek en jy die hele tyd wil wegleen van wie God is, hoekom dink ons gaan na die dood 'n verskriklike liefde vir sy teenwoordigheid hê? Jy gaan die liefde vir God se teenwoordigheid hê in die hemel, wat jy op die aarde aangeleer het. Die liefde wat jy gaan hê vir God se nabyheid, wanneer jy by hom is in die hemel, gaan die liefde wees wat jy nou aangeleer het, wat jy hier ontwikkel het. So daar's geen groter uitnodiging as hierdie nie. Kom, maak tyd vir die Here. Ontdek sy goedheid. Sien dit raak, sien sy karakter, sien wie hy is.
En dit is so eenvoudig soos, ek vat my Bybel en ek lees. Begin sommer by Matteus. Lees die stories van Jesus. Al lees jy vir die res van hierdie jaar net die stories van Jesus. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Die Bybel sê, as jy vir Jesus sien, het jy die Vader gesien. Want hy is die perfekte afbeelding van wie die Vader is. So as jy God wil leer ken, soek hy antwoorde binne in Jesus. Maak daai tyd, soek hom in sy woord. Soek hom in gebed, want hy beloof, dan sal hy daar wees. Maak tyd, maak ruimte, skep plek, sodat God by jou kan wees, sodat God met jou kan praat. Dawid was 'n man na God se hart en hy het 'n liefde gehad vir die Here se teenwoordigheid. En sy raad of sy padkaart om by God te wees, sien ons in Psalm 100. Hy sê, juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met 'n gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Van die vertaling sê, hy laat ons wy, hy voer ons, hy versorg ons. Ons is sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. En as jy sukkel om in God se teenwoordigheid te kom, as jy sukkel om tyd by hom te spandeer, gebruik Dawid se padkaart. Hy sê, kom in met dankliedere, kom in met lofsange, soek die Here, prys sy naam, bedank hom vir wat hy doen. Inteendeel 1 Tessalonisense 5 sê dit is sy wil dat ons in alle omstandighede dankbaar sal wees en weet hierdie, dat die groot verwagting van godsdienst wat jy op jou skouers gesit het, los van die openbaring van sy goedheid, is 'n vermorsing en 'n eie kragoefening wat nooit vrug sal afwerp nie. Ek en jy sal God net so diep en so lank volg, soos wat ons openbaring is, dat hy goed is. So soek dit. Voordat jy vir jouself nog 'n reël neerlê, voordat jy nog 'n reminder op jou foon stel, en dink jy gaan hierdie ding uitdissiplineer. Hierdie duiwel gaan ek uit myself uitdissipline. Voor jy daar kom, ontdek net eers dat hy goed is. Ontdek net eers dat hy jou lief het, dat hy 'n ontferming het oor jou. Lees die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, sien wie Jesus was, sien wat hy gedoen het, en ontvang die Vader se liefde in dit. Want dis waar ons vryheid lê, en dis waar ons lewens lê. Dit lê in daai ervaring van wie God is. En ek kan nou vanoggend, soos elke week, aanhou praat en praat oor die stukkie koek. En hoe lekker dit is, en hoe merkwaardig dit is, en hoe lewensveranderend dit is. Maar die woorde en die woorde en die woorde en die woorde mors eintlik net ons almal se tyd. Want die uitnodiging was, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Kan ek vir julle vertel waar die Here vir my kom wys dat hy goed is? Ek het die Here aangeneem in Standaard 9 en 6 maande daarna toe is my pa dood in 'n vliegtuigongeluk. En daar het die Here vir my kom wys dat hy goed is. En as ek die storie vertel, dan verstaan mense dit nie. Niemand kan dit eintlik klein kry nie, en ek kan dit self ook nie aan jou verduidelik nie. Hoe kan dit wees dat die slegste ding wat denkbaar kon gebeur het, vir jou die openbaring gebring het, dat God goed is? Ek kan dit nie verklaar nie. Ek kan dit nie verduidelik nie. Ek weet net, in die nag, in my kamer, as ek gehuil het ek geweet God is goed. In die nag, wanneer ek nie die volgende dag meer kon opstaan nie, wanneer die fone gelei het van my pa se besigheid, en ek skielik as 'n 17-jarige nie kan skool toe gaan nie, want ek moet werk toe gaan, en ek moet hierdie goed uitsort, en ek is in over my head, soos jy nie kan glo nie, dan weet ek net, ergens in daai journey het ek ervaar, dat die Here goed is. En ek kan dit nie vir jou in woorde omsit nie, dis soos die chocoladekoek man. Ek kan probeer, maar ek gaan my tyd mors, want wat jy nodig het is om in jou spesifieke omstandighede die Here in te nooi, en te sê, Here,
Wat hier is deur mekaar. Wat hier aangaan verstaan ek nie. Ek verstaan nie, maar U is goed. En op 'n manier bewys hy sy goedheid in ons diepste van seer. Op 'n manier bewys hy sy goedheid in die moeilikste van tye. En hy verklaar dit so in Psalm 23, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie, en wanneer ek deur 'n dal van dood skaduwee gaan, sal ek geen onheil vrees nie, want daar is U by my. En jy moet weet dat as jy nou deur 'n moeilike tyd gaan, vandag is die Here uniek by jou. En hy sê in dieselfde Psalm 23 dat hy berei 'n tafel voor vir jou om van te eet in die aangesig van jou vyande. So as dit juis nou voel dat daar 'n vyand is wat jou teenstaan, as dit juis nou voel dat jy in die oorlog staan, dan moet jy jou kop optel en kyk waar staan die tafel. Dan moet jy jou kop optel en kyk waar het die Here gedek, want hy is jou herder en hy is goed en hy sal nooit nie by jou wees nie en jy sal niks kort kom nie. Hy's nog steeds die God wat by magte is om Romeine 8:26, 28 alle dinge ten goeie te laat meewerk vir die wat hom liefhet. En waar sien 'n mens daai oortuiging? Ek sien jou oortuiging oor wie God is in die manier wat jy swaar kry dra. As jy swaar kry en jy word hopeloos, het jy 'n dun openbaring van wie God is. As jy swaar kry en jy verwyd en gooi klippe in God se rigting, het jy 'n dun openbaring van wie God is. Dan het jy vergeet dat hy die enigste bron van hoop is, dat hy die enigste een is wat redding kan bring, dan het jy vergeet dat hy nog steeds die enigste God is, wat alle dinge ten goeie kan laat meewerk, vir die wat hom liefhet. Die mooiste prentjie daarvan is Paulus en Silas in Handelinge 16. En ek wil jou sommer aanmoedig om vanmiddag na middagete jou Bybel oop te maak en vir jou kinders Handelinge 16 te lees. Lees dit vir jou kinders, dit is 'n baie cool storie. Gaan vertel vir hulle ietsie van die goedheid van die Here. Jy weet, Sondag is the Lord's Day. Ons het 'n bietjie afslag gekry en we made it the Lord's morning. Maar ek wil julle aanhits om te sê, hey, toe hulle hierdie ding begin het, was dit die Lord's Day. En ek voel soms ek sal aangaan vir die res van die dag, maar uit genade uitstop ek ook maar iewers. Want wat die preek moet doen, is die preek moenie die hele storie van die Sondag wees nie. Die preek moet net die gesprek aan die gang sit. En die res van die storie gebeur om jou tafel, wanneer jy nie Sondag alleen eet nie. Want dit is sonde om Sondag alleen te eet. Dit is sonde. Jy mag dit nie doen nie. Dit is totaal onaanvaarbaar. Maar hierdie moet die gesprek begin. En dan as jy nou vanmiddag Handelinge 16 oopmaak, dan lees jy vir jou kinders van Paulus en Silas wat uitgereik het. En die Bybel sê, hulle is verwiller uit daai dorpie uit, hulle is kaal uitgetrek en hulle is baie geslaan. En die tronkbewaarder het die opdrag gekry om hulle streng te bewaak. En toe het hy hulle in die middelste sel, in die houtblok vasgeklem. En dan sien jy wat doen Paulus en Silas. In die middel van die nag het hulle besluit, kom ons loof die naam van die Here. In daai omstandighede is hulle openbaring van wie God is en hoe goed hy is, so groot, dat hulle sommer weet, hier is nie die einde van die storie nie, dat hulle sommer weet, hierdie ding stop nie hier nie, kom ons prys net 'n bietjie die naam, kom ons eer net bietjie die koning, kom ons sing net 'n paar halleluja's, en die volgende oomblik het die tronk geskit, en die deure het oopgegaan, en hulle was almal vry, en die tronkbewaarder wil selfmoord pleeg, want in daai dae was die tronk nie 'n staatsinstelling nie, die tronk was 'n privaat familiebesigheid, en die Romeinse ryk het jou gehuur om die tronk te bewerk. Jy het mense onder jou huis toegesluit en jy moes hulle oppas, en as jy iemand verloor het, het die Romeine jou doodgemaak, hulle was goed daarmee. Hulle kan doodmaak. Side story, maar wat gebeur is, die tronk gaan oop en die bewaarder wil homself doodmaak, en Paulus sê, relax, ons is nog almal hier, ons God is goed,
Ons is nie in die tronk omdat jy ons vasgesluit het nie. Ons is in die tronk omdat hy met ons besig is. Ons is nie in die tronk en ons is nie in swaar tye omdat ons sukkel nie. Ons is in swaar tye omdat hy ons gestuur het. En ons sing en ons loof sy naam want ons weet dit is nie die einde van die storie nie. Ons sing en ons loof sy naam want jy en jou hele familie gaan nou tot bekering kom. Ons sing en ons loof sy naam want ons weet hy is in beheer. Ons sing en ons loof sy naam want wanneer ons die sin moet voltooi, God is, dan sê ons, God is goed, altyd. God is goed, altyd. Ongeag van my omstandighede, ongeag van die tronk, ongeag van wat ook al, so beste wat ek kan doen in die middel van die tronk is sing van sy goedheid, want ek gaan dit nou weer sien. Die beste wat jy kan doen in jou situasie is sing van sy goedheid, want jy gaan dit nou weer sien. Maak ruimte dat jy dit self kan proe. Maak ruimte dat jy dit self kan beleef. Enige tyd wanneer enige iemand jou bedien met die waarheid van die woord, dan drink jy stroom af. Selfs in hierdie preek, drink jy stroom af. 'n bietjie stroom op, met 'n ander ou, in daai selfe water geswem. Maar wanneer ek en jy by die Here kom sit, wanneer ons in ons binnekamer ons woord vir onsself oopmaak, dan drink jy by die bron. Dan skiep jy daai ronde pastoortjie by Every Nation. En jy gaan drink sommer by die oog. Jy gaan drink sommer by die bron. Ek het nie 'n pastoortjie nodig met 'n jassie en 'n jurkie wat staan in sweet op 'n Sondagoggend nie. Ek skiep sommer die pastoortjie. Ek gaan drink by die bron. En ek wil vir jou sê dat dit is waar lewe lê. Lewe lê wanneer jy vir jouself by die bron gaan drink. Dis lewe. So Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat U so getrou is. En Here, dat U vir ons 'n begeerte gee na U teenwoordigheid, Vader. En ek kom bid vir elke persoon wat in hierdie saal sit, Here, man, vrou en kind. Here, mag U ons in hierdie week kom ontmoet. Mag U ons in hierdie week kom bedien. Here, mag U ons kom ontmoet. Vader, mag U teenwoordigheid vir ons oop wees en so aanloklik. Vader, ek wil bid dat U deur U Gees ons in die nag sal wakker maak, Here. Dat U by ons 'n patroon sal begin skep, selfs 'n patroon wat nie op die oomblik bestaan nie, Here. 'n Patroon van opstaan om by U te wees. 'n Patroon van tyd maak, werk een kant toe skuif, geleenthede afwys, sodat ons kan sê wat ek nodig het is U, wat ek wil sien is U hand, wat ek wil beleef is U nabyheid. Here, ons wil nie ongetrou wees met waarvoor U ons roep nie. Ons wil ons werk doen en ons wil die manne wees wat U wil hê ons moet wees, maar Vader, ons wil dit alles nie uit eie krag wees nie. Ons wil dit wees uit U teenwoordigheid uit, Here. Uit daai plek waar ons op grond van U groot ontferming ons lewens vir U neerlê. Mag U naam in hierdie Sondag geheilig word en geprys word. Mag ons in ons harte die res van hierdie dag, ten minste vandag, vir U gee as die dag van die Here. Kom ontmoet ons, Here. Kom maak ons gasvry teenoor mekaar. Help ons om mekaar op te bou en te bemoedig en help ons om U stem te hoor. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen.